welkom by die getuienis. Ons kuier vandag saam met Andrei. So hierdie skrif in Psalm 34, vers 5 tot 6, is so na in Andrei se hart, want dit is presies waar hy in was. Ek wil dit graag met julle deel in die ESV, wat sê, "Those who look him are radiant, and their faces shall never be ashamed." Wow. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. As ek hierdie skrif kan verander om te sê, Andrei cried out to the Lord, and the Lord heard him and he saved him. In sy jare het hy nie die Here geken nie. En sy lewe was baie keer, het hy hierdie leemte gevoel van, maar wie is die Here werklik? Dinge het in sy lewe gebeur, maar toe die Here ingegryp het, die wonderlike dinge wat hy self beleef het, wat die Here vir sy lewe gedoen het, het sy hele siening oor die Here verander. Maar kom ons luister wat Andrei vandag vir ons gaan getuig. Andrei, baie welkom. Baie dankie, Jonita. Wonderlike voorreg. Jy het vir ons vertel in jou kinderjare, was jou pa ateïs, jy het in 'n baie goeie huis groot geword, baie liefdevol, maar die enigste probleem wat daar daar was nie 'n geestelike fondasie gelê nie. Vertel net vir ons 'n bietjie, wat 'n impak het dit op 'n kind as daar nie daai geestelike fondasie gelê was nie? Wat het dit in jou lewe veroorsaak? En dit speel 'n baie groot rol in jou lewe. Soos jy gesê het, ek het 'n wonderlike lewe gehad as 'n kind. Ons is goed groot gemaak. 'n wonderlike ma, wonderlike pa. Ons het niks kort gekom nie. Hy het baie hard gewerk vir ons as 'n gesin. Hy was ook baie min daar, want hy moes baie wegwerk, maar my pa het glad in die Here geglo nie. Dink hy het dan niks geglo nie. Ons het nooit ooit gehoor praat van die Here nie. Die Here was nie in ons huis nie. En hy, weet, as 'n priester en profeet van die huis, was daar niks. Ek het as 'n jong man, weet, soos my vriende wat op skool is, weer dan gaan hulle kerk toe, dan sal ek saam met hulle gaan. En dit is hoe ek as 'n jong man mag gehoor het van die Here. Maar dit was nooit geleef nie. Dit is, jy weet, jy het maar aangegaan met jou lewe, as 'n jong man, en daar was groot aanslag. Dit is, weet, even vir ons as 'n huisgesin, weet, op die ouderdom van 15, het ek my broer verloor. Hy was 17 jaar oud. Jy weet goed soos dit. Ons het in die Vrystaat groot geword, op 'n plaas, en dit was erof, ek het my oog ook daar verloor. Daar was baie ongelukke en goeters, maar as 'n kind, jy doen maar jou ding, en daar's geen riglyn nie, daar's geen rots om op vas te hou nie, jy gaan maar net aan. En jy kon dit naderhand sien in die huis ook. Dit het naderhand gekom, jy weet, ook na my broer se dood, my pa het baie erg gevat, so jy weet, hy het ook begin drink, en dit was nie great nie. Nie dat hy ons, jy weet, baie sleg gehanteer het of iets nie, maar dit het van daar af maar net agteruit beweeg. En ek het maar as 'n jong man vroeg begin met my lewe, en vroeg begin werk, maar so 'n bietjie swattings gedoen, en ek kon al van 'n baie jong ouderdom af vir myself sorg. Werk, my eie salaris, jy weet, en so het ek maar in die groot menswêreld ingegaan, en ek het maar alles self gedoen, want daar was niemand vir my nie 'n aardse vader nie, ek het nie die Here geken nie, ek het maar net gedoen wat ek gevoel het is reg, en op 'n jong ouderdom ook my vrou ontmoet, eintlik nog in hoërskool, en ja, ons het al vroeg, my seun is gebore toe ek 25 was, jy weet, hy is nou al 19, of hy word nou 19, en jy het baie geseënd met dit. Ons het 'n wonderlike, kan ek maar sê, lewe gehad, gesinnetjie gehad, ja. Kan ek jou net vra, in daai tyd wat jy nie die Here geken het nie, het jy 'n leemte gevoel, dat jy gevoel het, something's missing in your life, dat jy nie daai anker gehad het wat jy nou vandag het nie, het jy daai effens gevoel in jou lewe, dat daar iets kort? Absoluut. Dit voel of jy net, wat is die doel van lewe, waartoe gaan jy, wat doen jy, jy werk, dit is allemaal maar sê, jy weet, wat doen jy in die lewe, jy gaan werk, jy kom huis toe, en dis nou maar dit, volgende dag is maar net step and repeat, jy weet, jy gaan maar net aan, elke dag is precies dieselfde. Ek het wel, as 'n jong man, sou ek nou en dan gebid het, dan het ek, want ek het, soos wat ek nog saam met my vriende kerk toe gaan het, jy weet, as 'n kind, het ek nog steeds gebid ook, ek sou nou en dan gebid het, en vir Here gevra het, Here, is hy daar vir my? Ek het ook as 'n jong man, het was my vroeë 20's, het ek eendag in die mall geloop, en ek het vir my 'n sleutelhouer gekoop, en daar het gestaan, God sal nooit een deur toemaak, sonder om aan ene oop te maak nie.
En ek het hom tot vandag toe, en dit was 'n boodskap wat ek kan vasgehou het as 'n jong man, wat ek nie eens die Here geken het nie. Maar jy lewe nie vir die Here nie, jy lewe vir die wêreld. Alles gaan oor sukses, en jy jaag geld na, en jy jaag al daai goed na. Maar dit voel leeg, dit voel net, daar's definitief meer. En jy sukkel ook om dinge klaar te maak in jou lewe. Jy weet, jy kry baie aanslae, en dit is maar net, dis deel van die lewe. Jy weet, jy moet nou maar net aanvaar en aangaan. En wat natuurlik 'n leuen is. So, ja. Dis net soos wat die woord sê, dis so gejaag na wind, nê. Al hierdie dinge, hierdie rykdom en alles wat jy jaag, is so jaag na wind, as jy nie die Here het, nê. As die Here nie jou anker kan wees nie. Maar daar kom 'n tyd in jou lewe, waar jy die Here regtig ontmoet het, en besef het wie hy vir jou is. Vertel net vir ons 'n bietjie, daai omkeer in jou lewe, waar het jy besef, maar ek is honger vir die Here? Ja, dit is eintlik amazing, want ek het ook gesien, weet, ek is besig om amper dieselfde lewe as my pa te lewe. Ek was so vas in my werk, en so gedruk na sukses en aardse goeders, jy weet, mooi huis, mooi karre, bakkies, daai goeders. En jy weet, en dan kry jy daai goed, maar jy werk weg van die huis af, jy is altyd by die werk, jy is nooit daar vir jou gesin ook nie. En vir jou kind ook nie. Dieselfde gevoel soos wat ons was as kinders, my pa was nooit daar nie. Jy weet, en my pa was ook altyd op site, jy weet, hy was 'n ingenieur, so dit was ook, hy was altyd weg, en jy word groot sonder 'n pa, en ek het gesien, maar ek is besig om dieselfde te doen. Ons het besluit gemaak, my vrou op daardie stadium, sy het geswat as 'n metallurgiese ingenieur, en sy het ek baie goed gedoen, paar grade, en Sasol het daar benader, ek dink 2 keer, ons het eers die tweede keer besluit, okay, ons gaan dit doen, jy weet, en ons sal nou maar verhuis, Secunda toe, jy weet, vir hierdie geleentheid, want het sal goed wees vir haar. Maar natuurlik op daai stadium nie die Here in ag geneem nie. En ons het toe oorgeskuif. En daar het ek 2 wonderlike broers in die Here, Godvreesende manne ontmoet. En ek het gesien hoe hulle die Here loof en prys, hoe hulle die Here dien. En ek het vir hulle gestaan en kyk, en ek het so honger gehad vir dit, dat ek wil ook so wees. En hoe die lig van die Here deur hulle geskyn het. En ek gaan eintlik sê daagliks myself begin verander. En dit het my so aangetrek na die Here toe, want ek wou ook daai honger gehad het, en toe het weer 'n bietjie daai honger in my wakker gemaak. En dis toe waar hulle ek het meer tyd met hulle gespandeer, jy weet, en natuurlik bietjie meer tyd met die Here. En daar het ek weer die honger gekry vir die Here, en natuurlik ook, en ons gaan nou daaroor gesels, ek dink ek was voorberei vir wat gaan voorlê. En ek dink die Here het my hierdie mense oor my pad gebring, sodat ek kan sterk wees in die Here vir die dinge wat gaan kom. En dit is waar ek weer daai honger vir die Here gekry het, ja. Jy sê dat na dit, so dit was nou in jou 30's wat jy die Here ontmoet het, en op 'n stadium is dit 'n baie moeilike tyd in jou lewe. Maar daar het jy nou iemand, waar jy in jou kinderjare, toe jou boetie oorlede is, en al die dinge wat in jou lewe gebeur het jy nie iemand gehad waartoe jy kon gaan nie, want jy het nie die Here geken nie. Nou dat jy die Here toe nou geken het, en dinge gebeur in jou lewe, kon jy na hom toe gaan, want hy het jou versterk in dit. Vertel net vir ons, waar het jy gegaan, en wat was die verskil gewees, waar jy die Here geken het toe, en wat was die verskil toe jy hom nie geken het nie, en jy het deur daai omstandighede gegaan? Hoe het dit jou gehelp? Yes, dit het my in alles gehelp. Maar ek wil ook in dieselfde asem sê, dit was nie maklik nie. Ja. Dit is absolute, jy sê, ek vorm jou en ek maak jou, jy weet, soos my kind, die pottebakker, en dit was die deel van vormingstyd. En ja, hy louter sy kinders, en ek oond, soos jy goud louter, dit is nie lekker nie. Maar as jy daar uitkom, is jy soveel meer suiwerder. Ek kon het voel, ek kon die Here ervaar en voel, jy weet, soos dat ek meer om nou sy aangesig gesoek het, kon ek sy nabyheid meer voel. En ek het begin, jy weet, dinge wat vir my belangrik was, het nie meer vir my belangrik geraak nie. En jy weet, ook my familie, soos my kind, my seun, almal, jy weet, dit is, jou waardes verander heeltemal, en dit is sommer van die begin af, en dit was vir my amazing geweest, ja. Dit was nogal goed, ja. Vertel vir ons 'n bietjie die battles waar jy reg gegaan het, in daai tyd, toe jy nou die Here leer ken het, die inbrake, jou ma se gesondheid, dit waardeur jy gegaan het. Want dis, mense is so geneig om te dink, as jy die Here aanneem, dan is dit okay, ons gaan alright wees.
Maar dan kom daar aanslag, want die Here het vir die disippels gesê, julle gaan aanslag kry, there will be trials and tribulations, maar dit is dan hoe jy dit dan hanteer, want jy weet, as jy uitroep na die Here, soos hierdie skrif sê, the poor man cried out to the Lord and he heard him, en die Here het jou aangehoor in daai tye wat jy hom aangeroep het, in die midst van hierdie storm, en dit is wat jou deurgedra het, net daai bietjie hoop waaraan jy kon vashou. Vertel net vir ons, hoe was dit waardeur jy gegaan het? Absoluut, die wat verslae is van gees, en Ja. jy weet, die wat gebroken is van hart, sê die Here, hy is met hulle en hoe hy hulle help. Soos ek nou gesê het, jy weet, die mense wat die Here my pad vir my gebring het, vir die tyd wat gaan voorlê. So ek is na 20 jaar huwelik deur 'n egskeiding. En nou is ek al diep in my 30's op daai stadium, en al die goedjies wat jy voorgewerk het in jou lewe, wat jy gedink het, dra jou waarde, die Here alles kom wegvat. Absoluut alles. So die deel van die egskeiding, was baie van daai goed vir my weggevat. Natuurlik deur die egskeiding was ek baie seer gemaak. Dit was ook die vrou van my jeug, dit liefde van jou lewe. En so dit het my baie hard geslaan, en dit was ook, jy het nie eers, ek het nie eens geweet, dat was fout nie. Ek het eendag, jy weet, van die, was ek op pad waar toe, en dit was die eerste keer wat die Here met my duidelik in my gees gespreek het. Ek was in my kar, en ek het nog worship musiek geluister, en die Here het duidelik, soos wat ek nou met jou sal spreek, vir my gaan sê, gaan praat met jou vrou. En dit het my so hard geslaan, en ek moes nog daaroor dink, wat het nou gebeur, jy weet, wat gaan aan, en ek was so onrustig daai hele dag, en natuurlik toe by die werk kom, het my vrou gesê, ek weet, by die werk, veilig by die werk, weet lief jou, lekker dag, kan ons daar gesels, 'n tydjie maak om lekker te kan gesels as ek by die huis kom, en dan ons ook 'n wonderlike huwelik gehad, daar was nooit, weet, bekleierery of enigiets, ons het 'n regtig rustige huwelik gehad, en toe by die huis aankom daai middag, toe, wat ek nou weet, op daai stadium nie, maar hoe die Heilige Gees het my oopgemaak het, dat daar is, weet, daar's fout, en ek het met daar gesels, en weet, ek gaan nou nie in die detail daaroor gaan nie, maar ons studeer, deur 'n egskeiding, en dit het ek het omtrent 'n jaar lang probeer om dit te probeer regmaak, en ek het op en af getrek, ek en my seun, hy het net vir my gesê, pa, jy los my net nêrens jy nie, ek gaan saam met jou, en jy weet, so ek was weer van Skoon af Centurion toe, jy weet, van Centurion weer terug Skoon toe, en toe op die laaste tyd weer, van Skoon af, terug Centurion toe, en maar die laaste skuif, ek dink die laaste keer dat ek so toe gaan, het die Here vir my gaan goed wys, en ek is toe terug hierdie kant toe, en ek het hier so 'n huis kom soek, vir my, en vir my seun natuurlik, en kyk, ek sorg ook vir my ma, ek het vir haar plekkie gehuur, en ek het toe besluit, ek gaan dit opgee, sy kan by ons kom bly, en, want ek gaan ook dit opnodig, jy weet, en, wat vir my 'n groot seëning is, maar ek boek toe met 'n agent, en sy gaan wys vir ons 'n paar plekke, en ons het so 'n paar gaan sien, en toe ons by hierdie plek instap, waar ons nou sit, toe sê al 3 van ons, dit is die plek, maar dit is so duidelik aan ons gestel, en hoe die Heilige Gees ons gepraat het, en die agent nog gesê, okay, kom ons stap deur, ons kyk, en dan is daar nog 'n laaste plek, ons moet na gaan kyk, en ons het toe gaan na die laaste plek toe, en nee, die plek was even groter, en weet, bietjie meer geriewe gehad, wat in afval nie belangrijk is, maar ons, en daar gesê, nee, vat ons weer terug na die plek toe, ons wil weer kom kyk, en ons is toe terug hierna toe, en toe ons weer by die hekke instap, toe kry ons weer daai gevoel, waar die Here vir ons sê, dis die plek, en so ons is toe gehoorsaam, ons het toe die plek gevat, en dit was dit. 3 maande later, toe kom COVID, en so ek is nou net die egskeiding, toe kom COVID, en ja, ons het ek was toe die oggend werk toe, en 'n maatskappy wat ek al oor die 12 jaar voorwerk, roep toe al ons senior bestuur in, en sê toe vir ons, hoorie manne, ek jammer om vir julle te sê, maar ons is nou onder business rescue. Ons gaan nie vir julle salaris kan betaal nie, en ons kan ook nie julle werk beloof nie. Ons is onmiddellik net daar, kan ek maar sê, nie eens afgedank nie, afgelê. Hulle kan niks doen nie. Dit is 'n baie groot maatskappy, maar jy weet, ja. Ek dink baie kan met jou met dit vereenselwig, want absoluut. Hoeveel mense het hulle werk verloor, want COVID het amper half gedruk om in daai posisie in, nee? Ja. Jy weet, so nou is jou hart is seer, jy is gebroken, jy is deur 'n lelike, ek gaan sê nie 'n lelike egskeiding nie, maar jy is deur, dit is seer. En
jy weet, emosioneel is jy gebroken, jy weet, dit is 'n seer wat ek nie sommer aan iemand kan verduidelik nie, dis rarig, dit maak jou rarig seer. En, jy weet, ek het die aangesig van die Here so gesoek deur dit, en, jy weet, as jy, as 'n volwasse man, waar jy agter 'n deur op die grond val, en huil voor die Here, en sê asseblief, jy vat net die seer weg, wat die Here wel gedoen het. Maar jou emosies bly jy oorvat, jy bly teruggaan na goeters toe, jy probeer alles self veg, en, jy weet, so nou sit ek in 'n situasie, ons het net by 'n plek ingetrek, deur 'n egskeiding, jy het nog al die seer, nou het jy jou werk verloor, wat nou? Maar ek hou aan bid, en ek hou aan vas aan die Here, en dit is nie maklik nie, dit is so moeilik, weet, om alles oor te gee. Vir my hele lewe lank is ek so gewoond, jy weet, jy doen alles op, maar op jou eie, hoe gee jy nou skielik alles oor? En dit is ook, weet, 'n toets wat die Here, of 'n pad wat die Here met jou stap, en hoe hy jou toets, weet, in jou geloof. Om nie dit terug te vat in jou eie hande nie. Ja. Gee dit vir die Here vanaand, môre vat jy dit weer terug nie. Ja, nee, absoluut, dit is presies dit. En jy hou vas in daai probleme. En, jy weet, so nou, jy kan nie die toekoms sien nie. Jy kan nie, jy weet nie, wat gaan jy nou doen? Hoe gaan ek kos in my huis sit? Hoe gaan ons oorleef? En die eerste stap wat ek toe neem is ek bel toe die eienaar van hierdie huis, en ek sê toe vir hom, kyk, dit is die situasie. En hy het net vir my die woorde gegee, Andre, dit is glad nie 'n probleem nie, jy hoef nie daaroor te worry nie, en jy sal verseker nie in die straat wees nie. Dit was sy woorde, en ek het hom sê, okay, ek is nie seker wat om te doen nie, van hier af nie, ek weet nie wat nou gaan gebeur van hier af nie, werkgewys, jy weet, ons is nog besig om die fynere goedjies met die maatskappy te sorteer, jy weet, wat is die stappe vorentoe, en, jy weet, en dit is altyd vir my gesê het, en ek dink so 3 maande het verby gegaan, en niks van hom gehoor nie, so nou skakel ek hom weer, die situasie is maar nog dieselfde, jy weet, en hy bly net vir my sê, ek het mos vir jou gesê, daar is niks waaroor jy hoef te bekommer te wees nie, en ek is net dankbaar dat julle in my huis is. Dit was sy woorde, so hy het nie veel gespreek nie, en ek het ook vir hom gesê, kyk, as iets voorkom, gee my net vir my jou besonderhede, jy weet, ek het nie eens jou bankbesonderhede, ek het niks, gee my net vir jou besonderhede, dat ek net, as iets inkom, dat ek net iets kan betaal of iets doen, en hy het vir my gesê, ja, nie eens ek 'n tydjie kry, sal ek so maak, en ek neem aan, hy het nooit 'n tydjie gekry nie, want hy het nooit dit gedoen nie, maar in dieselfde tyd, seker so, en nou van ons nou ons werk verloor het, so 2 maande later, het een van my kliënte my geskakel en gesê, kyk, hulle het 'n supplier wat ook hulle deure toegemaak het, wat van hulle kontrakte gehanteer het, meer van 'n logistics kant, en my gevra, jy kan ons dalk, weet ek van iemand, hulle soek iemand wat dit kan oorneem, en dis toe waar ek hierdie geleentheid sien, en ek steek toe my hand op en sê, maar ek kan dit vir julle doen, en daar begin ek toe my eie besigheid, en gaan toe in dit, en dit was nie maklik nie, maar ek kry toe daai kontrakte. Maak die Here vir jou deure oop. Absoluut, en dit het net so gebeur, en die mooie ding van dit alles is dat ek moes 'n warehouse gaan kry, en ek moes al die goeders wat deel was van die kontrak in die warehouse in kry, en alles, en hulle betaal jou, die stoorgeld daarvoor, en die handling en alles vir dit, so skielik is daar 'n passiewe inkomste in my huis, waar ek by die huis sit, want nou is ons ook in 'n lockdown, en waar almal by die huis sit, en daar kry ek 'n passiewe inkomste, wat ek ten minste kan, dit dek nie my salaris natuurlik nie, maar ek kan gaan kos koop en kos in my huis sit. En deel van die kontrak, jy weet, dit was eintlik so gedoen, dat net voor ons in die lockdown ingegaan het, kon ek my hele huis vol kos, ek kon my kaste vol maak. En dit is hoe wonderlik dit was, jy weet, en dit was half deel van die kontrak wat hulle vir jou gee, so dit was amazing. En so ek het toe daai rustigheid gehad, weet, by die huis, nou as jy deur die COVID. Maar nou kom die aanvalle. Toe kom ons toe vind ons uit dat my ma het kolonkanker. En jy weet, en dit was 'n erg ene gewees. En ek het daartoe gestuur, en sy het nie mediese fonds nie, ek het daartoe gestuur dokters toe, jy weet, ek moes daai ook, ek het natuurlik betaal, so hulle het al die toetse gedoen, dit is redelik ernstig, sy moet ingaan, weet, vir 'n operasie so gou as moontlik. En ons het daaroor gebid, Here, wat maak ons nou? Weet, hierdie is 'n operasie wat tussen 150-200 000 gaan wees. Ons het nie daai tipe geld nie, dit is, wat doen ons nou? En 'n paar maande het verby gegaan, en ons het aangehou bid hieroor, en jy weet, vir my ma gebid, en
daar toe 'n vriendin van haar wat in Bloemfontein is haar geskakel en gesê, hoor hierso, ek kan vir jou 'n plek kry hier by die hospitaal in Bloemfontein. En ons het okay, kom ons doen dit. So ek kry toe in Bloemfontein en sy het hulle toe gaan sien en wat 'n wonderlike hospitaal, mense plek, dit was so geseënd geweest. Maar ook in dieselfde asem, die mense by wie sy gebly het, ook, ek dink die Here wou haar ook daar plaas, want daar was ook werk geweest wat dames gedoen geweest het. So, maar nou is al daai stres op jou. Intussen het ons weer begin werk, so, maar dit is nog steeds tussen 'n klomp lockdowns en die kontantvloei was glad nie daar nie. Ons het gesukkel en dit was aanvalle. Dit is, jy het gesukkel. Net hoe om dit nou kry ons 'n projek wat ons moet doen, waar kry ons die finansies om dit te kan doen? Jy is 'n jong, jy het net begin in COVID. Niemand gaan vir jou, weet, nie die banke, niemand gaan jou help met enige finansies nie. So alles moet uit jou eie sak uit. Maar ook soos ons elke dag bid oor goeders, kry ons daai bietjie deurbrake. Jy weet, dan sal daar skielik 'n deposito van 'n jobie inkom wat ons weer gaan help om weer die ander ene te kan doen. Maar dit was so, as ek maar kan sê, so in Engels, so hustle geweest die hele tyd. En dit het so aangegaan. En intussen moet ek ook natuurlik, jy weet, soos my ma wat nou in Bloemfontein het, ek moet vir haar geld stuur, sy moet kan oor die weg kom en lewe en jy weet, die huis hierso, maar ek is so geseënd hierso, maar by die werk was dit die teenoorgestelde, daar is dit net aanvalle na aanvalle, en ja, dit het toegekom so ook dat ons het toe eventually die kontrakte verloor, want oor 'n BEE status, en ons kon dit nie verander het nie, so ons het toe daai kontrakte verander, en daai beginne, hoe kan ek sê, agteruitloop, en dit was in die hele COVID tyd vir daai 3 jaar het ons probeer veg om daai maatskappy aan die gang te hou en dit was glad nie maklik nie. Dit is, ag ja, jy kry projekte, jy weet, mense sal 'n deposito betaal vir goederes en wanneer hulle die balans moet betaal, kan hulle nie. Jy weet, so almal het in dieselfde probleme gesit en jy weet, dit het ons naderhand so seer gemaak. Ek het toe op 'n punt gekom waar ek in so 'n depressie was en weer in 'n worry, jy weet, so nou weer eens, waar is jou vertroue in die Here? Jy weet, jy is so gewoond om jou, jy weet, self vas te hou en jy wil alles probeer self regmaak en as ek sê, terwyl ek bid, worry ek. Jy weet, dit is eintlik hoe erg dit is. Jy weet, en jy weet, as die Here my toets, my geloof daar getoets het ek baie toetse gedop daar. Maar ek moes ook leer en dit het ook vir my karakter geleer en die Here het my baie geleer deur dit. En ja, en intussen deur COVID ook het hulle by my huis kom inbreek. En eintlik op 'n Sondag, ek was nie hier gewees nie, hulle het ingekom en ja, hulle het my ma en my kind gunpoint, hulle het vasgebind en hulle het alles in my huis basies gesteel. Jy weet, ons leeggemaak en al wat ek voor dankbaar is hoe hulle, iets is my ma ook sal getuig, hulle kon die vrede van die Here ervaar in die huis en dit was so wonderlik gewees. En die beskerming wat die Here oor gehad het. En ma sê vir my, ander, ek kan nie vir jou beskryf daai vrede, ek het geweet die Here was met my. En dit was amazing, jy weet, so ons het baie aanvalle gehad, ja, deur daai tyd. Dit het ook op 'n punt gekom, ek moet ook sê, jy weet, ons het deur COVID, het so na COVID toe, weet, almal weer kon kerk toe gaan en so aan, ek gaan nou sê, seker so 2 jaar terug, het ek voorrag gehad, weet, as president profeet van my huis, my seun het sy lewe vir die Here gegee, hy is gegroot doop. My ma op die ouderdom van 70 jaar oud, het haar lewe vir die Here gegee, sy het haarself gaan groot doop, en het absoluut wat die Here vir jou doen in jou huis, absoluut, wanneer jy hom aanroep. Dit is so amazing, en met al die aanvalle, my ma was 100% genees geweest deur dit alles, en net so sy is genees deur die kanker, die tyd wat sy daar gehad het, was so wonderlik, die Here het haar absoluut op palm van sy hande gedra, en gevoorsien in elke sent wat ons nodig gehad het, in al ons behoeftes, en intussen hoor ek nog niks van die eienaar van die huis nie, en dit het seker aangeloop vir oor die 3 jaar, wat die man het, en dit was net amazing, ja. Ek wil net sê, daar is soveel barmhartige Samaritane daar buitekant. Ons wil vir julle sê, may the God bless you and keep you and shine his face upon you and give you peace. Mag hy jou so seën, omdat jy gehoorsaam is en die werke van die Here doen en nooit aan jouself dink nie, maar sal uitreik vir die Here se kinders, om hulle deur te dra, wanneer dit in moeilike tye gaan. Andrei, ons tyd is ongelukkig op. Maar ek weet jy het 'n woord vir die kykers vandag. Wat sal dit wees? Junita, ken God in al jou weë en hy sal jou paai gelyk maak. Hy soek
soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en hy sal al daai dinge vir jou byvoeg. Dit is so belangrik om vas te hou in die Here en alles wat jy doen om te kan glo in die Here. Dit is moeilik om oor te gee. Ons wil altyd dit probeer self regmaak en ons wil altyd probeer dit alles self bestuur in ons lewe. Gee oor aan die Here, vertrou hom. Hy sê dat hy is met sy kinders en hy help sy kinders. En ons moet hom ken in al sy weë, in al ons weë en hy sal ons baie gelyk maak. So hou net vas in die Here. En hy sal daar wees vir julle, ja. Absoluut. Want jy kan getuig van al die signs and wonders in jou lewe. Tot vandag toe het jy geweet, dis jou anker. As dit maak nie saak omstandighede nie, al was dit vir jou moeilik, jy het geweet, jy kon vashou in die Here want hy sou jou daardeur gedra het. Absoluut. Baie dankie vir jou tyd, Andrei. Dankie Anita, en ek wil ook net vir die Here al die eer en die lof gee vir alles wat hy vir ons en ons gesin gedoen het. Dankie. Vir enige iemand wat met Andrei in kontak wil kom, as jy dalk net voel, maar ek is een van daai wat deur 'n egskeiding gegaan het, of ek is een van daai wat nie aan die Here glo nie, of ek is daai wat my werk verloor het en ek weet nie waar gaan môre se klere vandaan kom, net soos Matteus 6:33, almal kyk en sê, Here, maar wat gaan ek môre drink, wat gaan ek eet? En die Here sê, hoeveel te meer is jy werd as die voëls daar buite, wat hy elke dag voorsien voor. Maar as jy eers die koninkryk van die Here soek en sy geregtigheid, sal al die dinge vir julle bygevoeg word. As julle voel julle wil met Andrei in kontak kom, sal sy besonderhede op die skerm verskyn. Gee vir hom 'n WhatsApp, stuur vir hom 'n WhatsApp en hy sal deur die tyd wanneer hy 'n tydjie kry met julle in kontak kom. Andrei, baie dankie vir jou getuienis. Hier's 'n beker waaruit jy kan drink. Ek waardeer dit. Getuig en die Here se naam groot maak, ons waardeer dit. Amen. Baie dankie Anita. Mag die Here julle seën. Tot 'n volgende keer. Shalom.